Sure, I would do honestly. Patriots, die man. Die is die man. Patriots, die is die man. Die aankomende president van Suid-Afrika. Hello, beautiful patriots. Just muting it a little bit here just so that you can continue to see the images, but because of music and copyright issues, had to mute out the music part of it. But in less than 40 seconds it will return to audio, and that will also apply further on wherever there is bit of music that is playing, just to avoid copyright strikes. Thank you guys for understanding. I know you guys are super excited. Ons gaan foto's vat die president van my. Ja, met my nou. Presa wie we gaan voordat hy nie 'n foto vat met een en elkeen van julle nie. Maar ek gaan nou 'n song laat speel voor pres gaan praat. Voor ons wil kansele Kali 'n kans gaan gee. En ek wil hê julle moenie raas nie. Luister na daai song, want daai song getuig van wie Gayton McKenzie is en hoekom Gayton McKenzie opgestaan het en is waar hy vandag is. Kan ons asseblief absolute stilte kry en net so klein bietjie terugstaan. Net so klein bietjie. Kom ons wees nou gehoorsaam asseblief. Baie dankie. Hy song en luister en sing saam asseblief. Sing saam. Come on back, vanmiddag aan elkeen hier teenwoordig. Ek dink ons is baie opgewonde om vanmiddag hierdie wonderlike gas van ons president van die Patriotic Alliance in Bersig te hê. Ek dink is vandag geskiedenis wat gemaak word. En ek dink dis 'n geleentheid dat president Gayton McKenzie aangeland het in Bersig, want ons is op pad in wijk 5 om 'n oorwinning te behaal môre aand vir die Patriotic Alliance. Ek kan sien, u harte is vol, u loop oor van blydskap om hierdie middag saam met ons hier te kan wees. En ek het u al reeds vanmiddag toegespreek en ek sal nie baie meer van my kant af vir u sê nie. Ek wil net sê dat u vanmiddag u ore, u hart sal oopmaak vir die boodskap wat sal oorgedra word deur ons president, en dat u hiervandaan sal beweeg met die mandaat om môre u kruisie te gaan maak langs die Patriotic Alliance. So ek wil onverwyld wil ek ons president baie hartlik welkom heet hier in wijk 5 in Bersig in die Namakwa munisipale area. Ek weet baie van u het ver gereis om ook hier saam met ons te wees. So ek wil elkeen van die buite munisipaliteite ook welkom heet hier
en ek wil sê dat u dit moet geniet vanmiddag hier saam met ons en dat u eintlik moet oorbly want dit is 'n seker saak. Ons het die boodskap Sondag gekry. Dis klaar wat dit so is. Die DA het sy posisie ingeneem. So ek wil onverwyld wil ek oorgee aan die president van die Patriotic Alliance, president Kaitan McKenzie. Iemand vra vir my, wat doen jy op pad? Ek sê, ek is op pad Bergstig toe. Hy vra, wat gaan maak jy daar? Ek sê, ek gaan vir die oorwinning. Ek gaan vir die oorwinning. Ek gaan vir die oorwinning. Mense, luister, vandag gaan ek vir julle vertel. Die Here wat ons dien is 'n wonderlike Here. Die Here wat ons dien is 'n wonderlike Here. Ek hoor die ANC het mense se skottelgoedes gewas. Ek hoor hulle chesters gewas. Ek hoor hulle kompothols toemaak. Maar ek vra myself, hy Here, waar was hulle vir 30 jaar? Waar was hulle vir 30 jaar? Die PA het hulle kom laat wakker skrik nie. Ons het hulle wakker gemaak. Hulle het nooit ons mense geken nie. Maar vandag is ons belangrik. Van die PA is hier. Ek wil vandag vir jou sê, as hulle kom met kospakkies vanaand, vat die kospakkie. As hulle so skottelgoed wil was, laat hulle dit was. Gee hulle bonte was goed om te was. Wat ek sê vandag vir julle, hulle het nooit gedink 'n dag sal kom, wat ons ook opstaan. Want die woord van die Here sê, die wat agter is, sal vorentoe gaan. En die wat onder is, sal vorentoe gaan. Beurt is beurt. Hulle kan maar maak wat hulle wil. Ek het hier naartoe kom vir 2de plekkie, of vir 3de plekkie. Ek staan vandag langs aan die nuwe raadslid, wat môre in sy posisie sal betree. Ek vra myself, hulle 30 jaar gehad om ons mense op te tel. Ons kinders se CV's word in die asblik gegooi. Hulle girlfriends se CV's word aangestel. Hulle stel hulle vriende aan, maar ons mense kry nie werkie. Hier kom niks van ons mense nie. Maar mense, ek sê vandag vir jou, hulle dink ons is dom. Hulle dink hulle kan net hier kom en bietjie kom iets doen hier vir ons mense. Ek wil vandag vir almal sê wat hier is. Die Here sê, ek help die wat hulle self help. Ek help die wat hulle self help. En ek weet soos ek hier staan, baie mense is bly dat ek hier is. Maar hier is so 1 of 2 Judasse wat geplant is, en hier so tussen ons. Hulle sê hier maar die woord nie. Hulle is hier te kom rapporteer, wat sê McKenzie? Hulle kom gevra word, wat sê McKenzie? Sy moet nie 'n fout maak, massa kind. As jy teruggaan en hulle vra jou, wat sê McKenzie? Sy moet vir hulle sê, McKenzie sê, hier kom 'n ding hierso, hier kom 'n ding hierso, hier kom 'n ding hier. Ons kom hulle wys, ek ry verby daar. Ek sien die DA is naar. Nou vra jy, Charles, hoekom is die DA so naar? Ek sê, Charles, hoe lees jy jou Bybel? Ek sê, Charles, hoe lees jy jou Bybel? Hulle moet naar is, want die woord van die Here sê, ek sal 'n tafel voorberei ter aangesig van ons vyande. Hulle het gesien, wie die nuwe raadslid, voor ons kan weet ons vyande. Ek sê vandag vir julle, moenie sê ek het vir julle nie gewaarsku nie. Moenie sê ek het julle nie gewaarsku nie. Wat ons klein was, toe dobbel ons. En een mannetjie steek 'n ander mannetjie dood by die dobbelhuis. En sy ma kom, en die polisie kom en hulle vra vir ons, wie het die mannetjie doodgesteek? En ons wou nie praat nie. En die ouma sê vir ons, julle gaan sien,
Die een wat my kind doodgesteek het, hy gaan môre ook self vrek gaan. Ek bid vir hom dood. Ek sê, ons lag. Die aand gaan slaap ons. Volgende oggend sê my ma, staan op. Het jy gehoor jou Tommy is doodgestamp deur die bus? Ek sê, nee. Hoe die auntie het reg die waarheid gepraat, sê, gaan vir hom doodbid. Hier stuur my maas my om koffie te gaan koop. Soos ek loop, hier kom die auntie Margaret aan. Ek is so geskrik. En ek sê vir hallo auntie Margaret, sy kyk my net so. Soos ek verby stap, kyk ek om en sy sê, nie my so kyk, ek maak nou vir jou 'n standbeeld. En ek sê, en ek gaan in, dit is 230 jaar gelede, nou met die laaste election, sê my sussie vir my, hey, auntie Margaret soek so. Ek sê, kan die oma dan nie ook dus vergeet die man. Sy sê, jy moet gaan. Nou kom ek daar lekker geskrik. Hallo auntie Margaret, sy sê, hallo my kind. Ek sien jou net op die TV. Hoe gaat dinge? Ek sê, nee auntie Margaret, dinge gaat alright. Sy sê, nee, moet nie waar nie, wanneer is die election? Ek sê, is volgende week auntie Margaret. Sy sê, my kind, julle gaat wen. Ek sê, auntie Margaret, sy sê, ons kom wen. Wat weet ek ons kom wen? Ek sê van, ja, maar jy moet weer die aansien, die is nogal bietjie sterk. Sy sê, nee, moet nie waar nie. Ek het al klaar opgedraan gebed. Ek sê, huh? Wanneer aan die Margaret voorgebid, want ek kind is gevaarlik. Sy sê, nee, ek het net gebid, enige mens wat gaat stem, dat jy die pen vat, en die wil die pen sit daar by die DA, dan gaat daar so'n strook deurkom deur jou hand. En dan gaat sy faal. Voor die faal, dan had jou pen daar by die P en die A. So ek wil vir allemaal sê wat hier is, moet die kanse vat môre nie. Los maar die Judas gedagtetjies. Gaan aan en gaan maak jou kruisie. Gaan maak jou kruisie by die PA. Laat ons die mense net wys wat David die wortels begrawe. Yes. Mense, jy weet wat, gister, so 'n maand, 2 maande gelede, kyk ek op Facebook, die skoolkinders, wat vir my 'n boodskap stuur op Facebook, hulle sê vir my, Minister Mackenzie, ons het nog nooit, ons het die sport geriewe, ons het niks by ons skool nie. Ons kan meneer nie net vir ons iets doen vir ons skool nie. Ek gaan toe daar na 'n week. Gister, gaan kyk op die Facebook, as jy my nie glo nie. Gister, toe open ek miljoene rande se sportgeriewe in velde by die skool. Vir die eerste keer het ons ook nou 'n stem. Daarbo in die kabinette. As hulle vir die wit manne brood gee, en ek gee vir die swart manne brood, dan sê ek, bring maar die breinman se wit brood ook. Vir te lang het ons op die agterste speen gesuig. Ons beklei nie hier vir ons nie. Ons beklei vir al die nasies. Ons beklei vir wit, ons beklei vir swart, ons beklei vir Indiër, ons beklei vir kleerling. Ons is nie rassisties nie. Ons is almal die kinders van die Here. En ons moet dieselfde behandel word. Mense, julle het baie hard gewerk. Ek kry 'n boodskap, môreoggend, afbis uit, wil die president my sien. Saam met die ander ministers, is 'n belangrike vergadering. En hulle sê vir my, minister, daar is hier 'n vliegtuig, daar is hier 'n flight out, Johannesburg tomorrow nie. Die president wil jou halfpis uitsien. Ons sal maar nou moet verberg gekanselleer. Ek sê over my dead body. Ek sê over my dead body. Ek sê ek gee nie om wat gaan gebeur nie. Maar vandag, Landela ek jou op die gronde. En ek wil vir julle sê, dankie mense. Dankie dat jy opgestaan het. Laat ons môre vir hulle iets wys, die mense. Vir die eerste maal, hulle kom hier en hulle kom vat net ons stemme.
dan sien ons hulle nie weer nie. Vandag kan hulle nou rondloop hierso, vensters was. Moenie vergeet om vir hulle so botteltjie wasgoed op te gee vanaand toe. Laat hulle was. Ek wil vir iets los met dit vandag. Ons het onze beste spanne hier naartoe gestuur. Want ons vat hierdie plek serieus. My hart breek as ek hier instap. En ek sien hier is nie eens 'n regte sportfasiliteit nie. En ek wil vandag 'n belofte maak. Hier, wen of verloor. Ek wil 'n belofte hier maak vandag. Dat ons binne 60 dae 'n kombikot met netbal, met basketbal, met sokker, met hockey, die sokker bou. Binne 60 dae kom het gebeur. Dit word baie warm hierso. Woud reg, laat ons 'n man het wat kan worry oor ons kinders. Mense, ons het een kans. Ons het een kans dat ons nie die klip wat ons het op die grond gooi nie. Maar dat ons doen wat David gedoen het. Ek wil nie baie goedes praat nie, maar ek wil vir u sê, ek sien u volgende week, nie die Sondag nie. Nie die Sondag wat kom nie. En dis PE. Die ding gaan ruk. En ek wil vir u sê, Leier Mary, die mense, Leier Linkie, Leifie, die mense van hier, moet Saterdag, as hulle Nelson Mandela bykom, net, hulle moet een kant sit vir my. Want ek wil die hele stadium wys. Ek wil vir hulle roep op die stage. En na die hele stadium in. Want van die mense weet nie, hoe lyk mense wat die byzaan nie. Ek wil vir hulle wys, hoe lyk mense wat die byzaan nie. Mense, ons is besig om vir die veiligheid van die stadium, ons is besig om busse te kat. Maar ek het seker gemaak, ek hou 'n spesiale, presidensiële paar bussies op vir perse. Sal hulle nie byzaan nie. Niemand moet vir jou sê die bus is vol vir bergsiggie. Want ons soek wenners. Ons soek wenners daar. Julle moet kom. Laat ons onze mense wys hoe ons moet opstaan. Weet jy, ek wil vir jy sê, die bruin politiemanne, hulle bly op een rank. Hulle bly adjudante vir 20 jaar. Die soldate dieselfde. Die susters in die kliniek ken nie eens Afrikaans nie. Die polisie kan nie reg Afrikaans praat wat in onze poliestasies in sit nie. Mense, so kan dit nie aangaan nie. So kan dit nie aangaan nie. Ons moet hier opstaan vir onsself. Hulle sien nie die kalitsie man. Hulle nie bang is om het te sê nie. Hulle het nou 'n backup. Hulle het nooit gedink die Here sal iemand oprig nie. En sê, ek gee vir jou, dat jy opstaan vir jou mense. So ek staan op vir my mense. Bysa julle! Bysa julle! Bysa julle! Bysa julle! Bysa julle! Bysa julle! Wie staan julle? Wie staan julle? Wie staan julle? Wie staan julle? Waar is die wat? 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 Salute! 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 Thank you very much, baie dankie. Baie dankie, kom ons gee 'n lekker ander klap op president Keitel Mackenzie. Dit is ons gereed om ons oorwinning môre aan te proe. Is ons gereed? Bysa julle! Bysa julle! Bysa julle! Hoe staan julle? Hoe staan julle? Hoe staan julle? Die ontes! Die ontes! Die ontes! Die ontes! Salut! Salut! Baie dankie patriotte, baie dankie dat jy opgekom het. En ons gaan nou beweeg na Okiep.
waar ons saam met ons president uit 'n interview daar, ons gaan beweeg na Oukiep en die ding kom ruk in Oukiep. Die ding kom ruk in Oukiep. Ons is gereed vir vandag. Baie dankie. Sure, Abuti Ownership.